that against Rondebosch, so I promise. We'll keep it clean this time, Virgil. Duncan. Hoog gaan hy en is Joshua Neal onder hom. Skop sommer af met 'n goeie loopie. Bring vir Rondebosch oor die voordeellyn. Vinnig maak Rondebosch hulle intensies bekend. Nie bang om te hardloop nie. En val hulle die spasie aan. Ondersteunende spelers is daar. Ethan Williams links en regs ondersteuning gehad. Kirsten wat sy opsies op, som hy stuur vir Sweets in die gaping in. Vinnige bal besit vir Kirsten. So Boyle en dan die aangee daar aan die oorkant vir Caleb Bell. Hard gehardloop deur Vessie. Dis goeie werk verrig. Span van Nelspruit ontkant, maar dis die druk wat Rondebosch gebring het op die aanval. Yeah, you know, so often teams talk about starting well, especially when you're against the wind. And this is exactly what Rondebosch have shown. They've carried the ball from deep in their own half, all the way till 10 meters outside from this Nelspruit try line. An opportunity here for them to set up a dangerous driving more so close out. Goed gerank deur Joshua Neal. Maar die skeieregter nie tevrede met daardie ingooi nie. Oor hard gesels en gekonfedereer. Geleentheid om weer in te gooi, daarom nie balbesit verloor nie. Kwaza Gobinka. Sy eerste ingooi in die lyn staan vir Rondebosch. En weer eens is het Joshua Neal wat die teken is. Gobinka wat kop gaan insteek. En 'n belovende rolmaalbeweging is dit. Nelspruit wat vou onder die druk. En die strafskop toegeken aan Rondebosch. Lyk baie gevaarlik wanneer hy rolmaalbeweging aan die gang kom. Rondebosch high. Nelspruit, we've got to be careful of giving away too many penalties in this red zone. Referee might run out of patience sooner rather than later. Geduld is die wagwoord daar, Morgan. Bly aan die regterkant van die skeieregter. Kwaza Gobinka weer eens voor in die lyn staan vir Joshua Neal. En Rondebosch hierdie keer plat getrek daar die dryfmaalbeweging. En hier kom Rondebosch lewendige agterlyn. Reg gemaak deur Caleb Bell. Vinnige bal soek hulle hom en die reguitlyn wat gehardloop het deur die binnesenter. Matthew Galpin uittrek sy ore plat en open Rondebosch se rekening. Yeah, really good try here from Rondebosch. Good starter phase. And then what impressed me most is as the defense started to fold around, it's against the grain that he comes. It's a hard, straight, direct, almost out of the blind side eye line of the defenders. And just slides through. Does Matthew Galpin for his team's first score, and Rondebosch making the intentions known very early on here. Ja, Rondebosch wat sover 'n goeie toernooi beleef het, afgereken met Jeppe en Oakdale. Ja, die doelskop suksesvol. Rondebosch wat soos 'n goed geoliede masjien lyk. Harry se Boyle. Hierdie manne is nie bang om die lyn aan te val nie, daar sien ons. Nelspruit vroeg onder druk geplaas en dan sit Matthew Galpin wat regheid maak. Wedstryd wat weer begin word. Screen. Maar goeie breekslag deur die losskakel. Ongelukkig die laaste aangee na Caleb Bell, onsuksesvol. Dis wat dinge so 'n bietjie moeilik maak, hierdie wind. Maar wat van hy breekslag daar van Harry se Boyle. Die lyn goed aangeval, weer eens gewys. Hy sê 'n man wat die druk te plaas op 'n Hoërskool Nelspruit nie. Eerste skramp van hierdie wedstryd. Christian Viljoen, D'Angelo Roberts en Gert Kloete van Nelspruit. Voor teen Damien Spence, Kwaza Gobinka en Lesekoni Kamva Koka.
van Rondebosch, dis die voorrye. Skrimskakel, Liam Pringle. Groot, lenige skrimskakel. First scrum of the day, always so important. Each side wanting to lay down that early marker. Of course, the wind is at the back of this Nelspruit side, so Rondebosch trying to cover their bases at the back. Ja, dis die geleentheid waar wat jy kry om jou opponent te boelie en die druk uit te oefen en jou stempel af te druk, maar ook 'n geleentheid om by platform te lê vir jou agterlyn. Scrum faset, een van die belangrikste fasette in 'n rugbywedstryd. Pringle wat wag vir die bestendigheid en voer, en is Nelspruit wat die oorhand kry met daardie scrum set. Ingesny deur die binnensenter. Pringle wat voer, en die voorspelers van Nelspruit so stadig om te reageer. Die veilige opsie na John Duncan wat uit die balveld afskop. En nou moet hard gewerk word en dit lyk gevaarlik. Het gesien wat Rondebosch kan doen op die aanval. David Kadima plat getrek. Kirsten vind sy voorspelers en dit lyk belovend, goeie momentum, goeie vloei, vinnige balbesit vir Kirsten. En hier die Rondebosch span is lus vir hardloop aan die oorkant. Caleb Bell, hy was instrumenteel en ja, die eerste 3, ongelukkig uit by die kantlyn uit. Quick ball, the order of the day here for this Rondebosch side. Just getting plenty of possession and getting the ball so quickly. Very difficult for the defense to fold around quick enough. They're going to have to look at slowing that down at those breakdowns, getting somebody to just cause a bit of chaos at breakdown time. Angelo Roberts voor in die lyn staan, Ethan Esterhuizen. En dan 'n uitstekende loopie aan in die oorkant. Gelukkig die balbeheer wat hulle in die steek laat, die kantlyn wat wen. En Morgan het al in vorige wedstryde gepraat van die impak wat die wind het aan die wedstryd van die spelers, van dit moeilik om die wind te hanteer. Yeah, you know, it's that old cliche. Sometimes teams play better with 14 men. Sometimes teams play better against the wind than they do with it. Nelspruit wat die bal weer in die lyn staan verloor het. Vinnig is dit Rondebosch wat toegeslaan het. Op het in die kontak ingeneem Joshua Neal. Balverspreiding en balherwinning is uitstekend vir die Rondebosch span. En dan het hy gelyk of hy wil skop, maar hy bars hulle weg. Deur die heel agter Ethan Williams. Hierdie man lyk kookwater. Nou moet die ondersteuning bykom en vir James Kirsten vir 'n oomblik net te lank aan die bal vashou. Ethan Williams is daar. Sluit om vinnig te speel om genoeg tyd te skep vir sy ondersteuners. Nou sit Kirsten. So Boyle. En hard kontak gemaak daar vir Matthew Galpin, die 3 drukker. Hierdie keer stadige balbesit vir Kirsten. Bal afgeneem deur Nelspruit. Speel so 'n bietjie agter die voordeellyn. Word daar reguit gemaak, maar dis 'n balbesit agter die voordeellyn. Liam Pringle. Lyk of die Nelspruit span net so 'n bietjie besluiteloos is. John Duncan. Sukkel so 'n bietjie met die bal besit. Hierdie keer maak hy reg om te skop wat hy ook doen en dan die spring van die bal. Top vir Ethan Williams. Span van Nelspruit wat baie ver veld gewen het. Sover beide spanne wat gesukkel het as dit kom by die lyn staan tyd. De Angelo Roberts kon nie sy springers vind in die vorige lyn staan nie.
Yeah, conditions, we talk about the wind being at the backs of the kickers and so forth, but of course not ideal for lineouts. Hopefully just call that 2-ball, call that 4-ball, get it in and out as quickly as possible. Is generally exactly what Rondebosch do in this case. Ja, Joshua Neal, goed gedoen. Goeie balbesit gewen. Rondebosch met die rolmaalbeweging. Effectief. Baie goed gedoen en gesny. John David! Trek hier die oore plat. Hardloop hy uit onder die ondersteuning. En Kirsten, wat in besit betrap word. Wat 'n loopie daar deur die buitesenter. Se Boyle. Het die spasie gesien, die skoppie deurgesit. Alla wêreld, David Kadima. Rondaf 'n eenvoudige 3, maar die goeie werk verrig deur hierdie se Boyle. Die man se visie is topklas. Kadima wat sy vaart gebruik om maar die bal te wen. En druk Rondebosch se tweede 3. Gotta ask the question, does that ball hit the ground before it hits his foot on the kick? Because if it does, then in essence it's a knock-on before. It just seemed as though got a lot of trajectory there. But nonetheless, great vision there to see the space in behind. Ja, Morgan, goeie visie daar van Harry se Boyle. Hier sal ons nou sien. Ja, daar is nie baie duidelikheid nie, Morgan. Om jou vraag te beantwoord nie. Also, we've got the luxury of the replay, of course. Referee does not, so good rugby nonetheless here from Rondebosch. Ja, Harry se Boyle het uitstekend gedoen. Gesien as 'n spasie oop. En die skoppie deurgesit. En David Kadima baie goed gedoen. Rondebosch. Iemand speel 'n bas oor Joshua Neal. Betrok al by 'n hele paar aantal lopies. Vinnige balbesit vir Kirsten. Wessie wat gevra het vir dit en Wessie wat gekry het vir ander rigting. Damien Spence in besit betrap se Boyle. Som hy sy opsies op. Hierdie keer gaan hy hoog in die lug op. Sit Williams wat hom jaag en Williams wat vir Pringle in besit betrap. Hard gewerk. John Duncan wat nou uiteindelik grond toe gaan. Van Nelspruit, strafskop voordeel. Roberts wat die bal in kontak neem. Pringle wat rigting verander. En dan weer eens die strafskop voordeel. Hierdie keer is dit goed vir Nelspruit. Hulle kom oor die voordeellyn. Pringle hard geloop. Gehardloop daar in die lyn in. Continuïteit goed. D'Angelo Roberts kry die aangee weg. Dis uitstekend. Christian Viljoen. As die strafskop voordeel. Stukke beter van Nelspruit. Yeah, much better from Nelspruit. Starting to get themselves, or get their hands on the ball a little bit better. Jy kan duidelik sien wat Rondebosch probeer doen in terme van druk plaas op Nelspruit se fasette. Aan die kant van Nelspruit moet hulle net bietjie geduldig wees, 'n ongedwonge fout daar. Hierdie loskakel om die bal nie uit te skop nie. Not what you want when the wind's at your back. Coach Killer there from Nelspruit. Ja, dis ongelukkig Liam Pringle. Slag nie met daardie lynskop nie. Maar wat Nelspruit goed gedoen het, hulle het geduldig op die aanval. En dan besluite was baie goed geweest. Wanneer om vas te hou en wanneer die bal uit te gee. Die laaste skram het hulle daar die vorentoe momentum gehad. Nelspruit. Weer kom hy stootkrag deur en is Rondebosch onder druk. Uiteindelik kry hulle hom tog uit sy Boyle die lang aangee aan die diskant. Davids. Weer Davids in die met bal besit. Williams met ondersteuning. Caleb Bell wat goed gedoen het om maar die bal te beheer. Neil.
Joshua Neal 'n hele paar keer het hy al gedra. Maar sy ondersteuning laat hom in die steek. Maak dit moontlik dat hierdie spelers van Nelspruit kan kompeteer op daardie loskram. En is Liam Pringle wat weer nader stap om die lynskop te behartig vir Nelspruit. Hierdie keer maak hy seker Angelo Roberts, hy was prominent in 'n paar lopies. Jaker van Hoërskool Nelspruit. Voor lyn staan. Hy moet meeding met hierdie kranige wyntjie. Lopie Mark Ottig en agter in die lyn staan gaan hulle. Ethan Esterhuizen is die teiken en goed teruggedryf deur Rondebosch. Sywaartse beweging na die loskram en dan wen hulle die skram ingooi. Ja, Nelspruit het die bal ingeneem. Dis hulle verantwoordelikheid om seker te maak hy bal kom uit. En Rondebosch baie goed gedoen. Rondebosch, of course, showing how comfortable they are with ball in hand on regular basis. So the wind won't affect them too much in terms of ball possession. Good defense there in midfield from Rondebosch. Pringle. Vian Lou wat kyk of hy sy span oor die voorlyn kan vat. In sy spore gestuit. Pringle vinnig van rigting verander. Sit weer Vian Lou en dan die laaste aangee. Sê die skeieregter speel aan. Pringle wat hard werk. En word hard ingesny en goed gedoen. 'n Vinnige bal besit vir Pringle en die spasie wat oopgaan. Pringle kan amper sy oë nie glo nie. Liam Pringle word die regterkant se spasie aangeval deur Rian Botha, groot binnensenter van Hoërskool Nelspruit. Rondebosch boys wat onder groot druk verkeer is wat Hoërskool Nelspruit gedoen het. Met hulle aanvallende spel. En dan die skram toegeken. Yeah, no, we've spoken at length about the fact that this is probably a 14, 20-point wind. Rondebosch currently going with a 12-point lead with the wind in their faces, so Nelspruit will want to get 1 or 2 points on the board, get some confidence up, get some belief in this team that they are able to match this Rondebosch team. Ja, Pringle sover een van hulle uitstaande spelers die skram skakel. Glad nie bang om die lyn aan te vat nie. Dis 'n dominante skram van die Hoërskool Nelspruit. Rian Botha het hom teruggedryf en hierdie keer is dit Nelspruit oor die doellyn. Vorige duikie 3 toegeken. Gert Kloete met daai nommer 3 op sy rug. En open Nelspruit se rekening. Well, I just called it. I said if Nelspruit can get themselves in the scoreboard, get the tails in the air, they'll get some confidence from it in there without a doubt. Pretty training ground if you ask me. The 12 hard carry, and then it's a planned move to come back up the blind side with the big boys. They do exactly that. It's the face ball, and then it's the mismatch. And over they go for their first score. Ja, en dis wat Rondebosch boys baie goed gedoen het. Die verdediging wat hulle getrek het en dan 'n ekstra man geskep aan die diskant. Maar Gert Kloete het nie 'n ekstra man nodig gehad nie. Hy het net daai diesel engine van hom opgestaat en oor die doellyn geduik vir sy span se eerste 3. Ja, onsuksesvol vir Duncan.
Good scrum there to start things off from Nelspruit. And then it's the immediate comeback play, face ball, big man, over he goes. Ethan Williams. Wat dinge weer aan die gang kry. En dan 'n lang skop. Veld af, maar goed beheer aan die oorkant. Joshua Neal. Trek as hy oor 'n plat en maak hy reg uit. Joshua Neal, hierdie man hardloop soos 'n binnecenter. Kry die aangee weg na die blitz, skyle bel. Had hom goed opgehou. En uiteindelik by die kantlyn uitgeboonder vir Bell. Maar wat 'n loop hier daar die Joshua Neal. Hierdie man het verskriklike baie vaardighede, Morgan. Yeah, he gathered it and he looked so nonchalant. I thought, at what point is he actually going to drop the handbrake? And off he went. Finding some space up the middle of the field. Looks really good with ball in hand, does Joshua Neal. Joshua Neal, ek baie goed gebalanseerde hardloper. Voor in die lyn staan. Vir Nelspruit nie uitgewerk nie. Rondebos wat die bal afgeneem het. En dan die skeieregter wat sê geen voordeel. Kom ons blaas vir die aanslaan. Rondebos sal voel dis 'n goeie skram, linker skram. 10 meter, 15 meter weg van die doellyn af. Goeie aanvalsgeleentheid. Interessant wees om te sien wat die opsies is. Die 8ste man, Aluta Wessie. Hy kan optel. Steady base, first things first. Saboilos het gesien, hou daarvan om die lyn aan te val. Nelspruit moet net vir hulle spasie en tyd gee nie. Randall John Davids, hy's in die binnecenter posisie. En 'n geweldige skram deur van Hoërskool Nelspruit. En daar kan hy hoor hoe baie beteken dit hier vir die plaasvervangers van die Hoërskool Nelspruit. Yeah, we called it monster scrum here from Nelspruit. Rondebos definitief hulle skram probleme moet uitsorteer. Pringle maak geen foute met die lynskop nie. Bring so 'n bietjie verligting. There we see the all 8 in. You're probably more educated than me at scrum time, Virgil. But it's a big shove. Ja, maar en daar kan jy sien die druk is net te veel. Jaker, Kwaza, Gobinga en Koka, alles in die lug. Wys jou net. Die druk was gans te veel vir die voorry van Rondebos High. Roberts voor in die lyn staan as die teiken Vian Lou. Pringle vir Duncan en dan in niemandsland word daar reg uitgemaak. Oh, Randall John Davids. Hy drafstap in nadat die bal in niemandsland geplaas was en hy gaan nie vir Davids keer nie. Gemaklik. Yeah, certainly not what you want to see if you were a Nelspruit supporter. I mean, such a big scrum, tails in the air, kicks it down onto the halfway line pretty much. And you lose the ball at line out time. Pretty much gets intercepted for lack of a better word. And over they go, 7 points in the opposite direction. Ja, dis die kommunikasie tussen John Duncan en sy centermaat. Hulle het nie daai oorskiet aan gee verwag nie. Just not quite sure who the target was. Didn't look like anyone in the midfield was allocating themselves either. And when it goes to ground with no cover, fullback obviously in the line, trying to attack. Duncan gaan hierdie keer hoog en diep en wie is onder hom? Joshua Neal. Kirsten. Sit die Rondebos High wat diep in hulle 22 besluit om te speel. Wat hulle goed doen, vind hulle die spasies te maklik. Hard gewerk deur Daniel Nicholas Oosthuizen. Se Boyle. Spence wat reg het gemaak het. Kirsten wat diep moet grawe. Stadige bal besit.
Neil wat wegkom, se Boyle, vind hy vir Gobinga. Groot botsing wat daar plaasgevind het. Vesi, sy span oor die voordeellyn gebring het. Gobinga met die oog op die verdediger verloor hy die bal. Ongelukkig, maak jy seker, hy wen die bal. Ja, hy sal hom skop. Hy sal hom skop vir daardie een. En dan vroeg in die eerste helfte die plaasvervanger by Rondebosch High. Interessant, nummer 18 op die veld. Ozoan Digere. Hy gaan sak op die loskop sit aan die oorkant. Well, interesting to see whether or not big run there from the big man. Be interesting to see whether or not the early sub is rolling sub, so can still come back. Will this affect that Rondebosch scrum enough to not give Nelspruit as much of an upper hand as they have had? Ja, Morgan, ek dink dit was miskien die rede gewees. Die afrigters gevoel het dat Koka nie die druk kan hanteer wat die Nelspruit skram na hom toe bring nie. Maar nietemin hierdie Nelspruit pak voorspelers lek hulle lippe af. Reeds gedomineer op 'n paar geleenthede. Skram strafskop al gewen. Pringle, nou is die spoed van die wind wat optel. Bestendig hierdie keer. Reguit gemaak deur Duncan, net te veel tyd en spasie. Val hulle die oorkant se lyn aan en Silubane prominent op die aanval. Lyk belovend vir Nelspruit, Prosper Chiluane van die bal in die kontak. Nou sit Vian Lou. Die man na wie hulle kyk om hulle deur die verkeer te kry. Duncan hierdie keer lê hy vlak en dan die lang aan gee goeie handvaardighede. Regste man wat die bal aanslaan op die punt. Vaughan van Sailly skuldige sal definitief nie tevrede voel met homself nie. As that last pass was a bit of space up the left-hand side if it managed to stick. Ek hou van die manier hoe John Duncan sy spel afwissel, dan staan hy vlak, dan staan hy diep, dan staan hy wyd. Hou die verdediging aan die raai van Rondebosch High. Yeah, the big ball over the top. That final ball could just sit. It'll be a bit of a foot race towards the try line. Plenty of cross cover, of course. Don't think it'd have gone all the way. Bestendige skram, maar nou kom die druk uiteindelik deur en hulle forceer daar die skram strafskop. En die plaasvervanger is bank net die onderkant ons van Hoërskool Nelspruit. Hulle laat van hulle self hoor, Morgan. Yeah, Nelspruit will certainly be scratching their heads. Dominant scrum. Wind at your back. Trailing 17 points to 5. They'll be kicking themselves. But they can make amends. Still 7 minutes to play in this first half. Liam Pringle, die kantlyn opsoek. As niks fout met hulle lyn staan nie, as niks fout met hulle rolmaalbeweging nie. Akkuraatheid is net die wagwoord. Angelo Roberts. Baie wat op sy skouers rus nou, hy moet seker maak. Hy vind sy springers in die middel van die lyn staan en dan die ingooi. Onakkuraat. Dis 'n Rondebosch boys wat wegbars met hom. Besluit hulle om te hardloop diep in hulle 11de sit Williams. Wat die oor 'n plat trek, liewer die 3 drukke John Davids. Uiteindelik gaan hy grond toe. Kirsten. Die bal verloor in die kontak. Rondebosch boys, al die harde werk gedoen. Uit hulle kwartgebied te hardloop en dan die bal te verloor. As 'n punt van frustrasie.
Nelspruit sal wel regmaak waar hulle verbrou het. Just lifting his head there. Well, it didn't even look like he was lifting his head. Maybe just slipped out of his grasp. And every time there's a knock on now, Rondebosch props will be dreading having to scrum against this Nelspruit pack. Nou, interessant genoeg, Morgan. Dat was die vaskopstit. Leslie Konikamva Koka wat daar die bal misgevang het. So sy spanmaats nie tevrede saam met hom nie. Well, I think he'll be kicking himself as well. Ja, vorige skram wat net nie vol reg gesê dit nie. Skeieregter wat sê kom ons probeer weer, kom ons kry daar die tydsberekening reg. Christian Viljoen wat met 'n breë glimlag sit op sy mond teenoor sy oppositienommer. Nelspruit domineer so ver bestendig. Pringle, Duncan op die hoek kry hom. Die agterdeur aangee. Lyk belovend, maar hulle bly agter die voordeellyn. Is dit Silubane wat die skoppie deursit? Davids wat wegkom en die bal besit. En die bal aangeslaan. Caleb Bell wat goed gedoen het met daardie kruisverdediging. En nou is die spel so 'n bietjie slordig, Morgan. Yeah, we're not finding these games are hitting these bit of lulls here, other side of halftime. Maybe losing of concentration. Dis waar die kaptein so 'n belangrike rol nou moet speel om sy troepe bymekaar te bring. En te sê manne, kom ons hou by die plan. Ons bly binne ons prosesse. Rondebosch boys is glad nie bang om te hardloop uit hulle kwartgebied uit nie. Ons het vroeër gesien. Hier is 'n boy, die generaal. Met Matthew Galpin, die 3-drukker aan sy binnekant. En dan weer eens dinge wat nie wil lekker loop as dit kom by skramtyd nie. Elke keer moet die skram weer oorgestel word. Kirsten wat voer. Rondebosch boys hy wat goed gedoen het, so Boyle. Dan ingesny in die lyn is dit Kadima, die 3-drukker, kry die aangee weg. Dit lyk belovend vir Williams. Williams met baie spoed en vaart, goed gedoen om die aangee weg te kry. Kirsten, so Boyle en aan reg het gemaak. Ingesny deur Bertus Versveld wat die bal aanslaan. Maar dis Hoërskool Nelspruit wat onkant was. Dit lyk stukke beter deur Rondebosch boys high. Die breekslag. Belovend gelyk. Ethan Williams in die lyn ingesny daar. Met spoed en vaart. En nou kyk hy om vir Rondebosch boys goeie veldposisie te gee. Nie die beste skop nie, maar hulle speel teen die wind. Not quite sure what to make of this first half so far. Is moeilik. Rondebosch opportunistiese 3 gehad wat hulle gedruk het teen die verloop van spel. But they also have shown how dangerous they are with ball in hand. Ja, jy is korrek daar. En Neil weer eens kry die aangee weg. Maar Davids. En hier die Rondebosch boys high op die aanval, 'n meter van die doellyn af. Speler wat self wil gaan, Kirsten. So Boyle, die terug aangee.
stop van die doellyn af. Caleb Bell moes net sy lyf gedraai het. En daar protesteer hy het die bal geplaas. They'll be happy to hear the halftime whistle now with Nelspruit. Ja, Nelspruit baie gelukkig om weg te kom met hierdie een. Once again, just so close as we head to the dying minutes of this first half, but then the knock-on ensues. And that's the halftime whistle, it seems, from the referee. It's Rondebosch who currently lead Nelspruit here at the NMI Toyota Noordsite Festival, 17 points to 5. Don't go anywhere, we'll be back in just a couple of minutes with this very, very exciting second half. Just both teams really showing glimpses of some real brilliance, but I think struggling to put it together for 35 minutes in total. So it'll probably be in the chat at halftime was to let's piece a good 35 minutes together, and with the wind at their backs, I think Rondebosch definitely should be favorites. Von van Zyl baie goed gedoen om maar die bal in kontak te neem. Pringle hierdie keer gaan met die hoë ligskop en die bal agtertoe verloor. Oorskool Nelspruit, hulle speel nou teen die wind. Hard gewerk om die voordeel in te kom. Hulle het daar die voordeel, die skram voordeel. Regte skouer ingesit deur Davids. Van der Rondebosch sit Pringle wat gepla word by die loskramp, maar onwettig. Vroeg in die tweede helfte sit die Rondebosch boys aan die strafskop afstaan. Plaasvervanger Mbala. Die lijnskop deur Pringle nie suksesvol en hier kom Williams van die aansluiting by Neil. Hardloop hulle in mekaar vast, maar Neil nog steeds met die bal besit. Kirsten se Boyle sy die skoppie deur, nou word hy gejaag. Boysaai wat van Nelspruit heel agter Jean Erasmus onder groot druk plaas. Hier is 'n Boyle het goed gedoen om maar die skoppie deur te sit. Kopinga wat nou met 'n pleister om die ore speel. Gesukkel om sy springers in die eerste helfte te vind. Kan hy die persentasie van akkuraatheid verbeter? Neil, die teiken. Kyk hulle vir hierdie rol, maar beweging aan die gang kan stuur en weggepaars deur Wesi, die agste man. Belovend, Aluta Wesi. Hy het gesien die verdedigingslinie het verdwyn. En hulle breek weg met Gobinka op sy rug. Is dit Wesi wat Rondebosch boys se eerste 3 van die tweede helfte druk. Yeah, once again, Rondebosch starting pretty well. Exactly what the coaches would have wanted. Play in the right areas in the field. Good line-out win there from Rondebosch. And then, looked, I almost wanted to say he peeled off a little bit early, but obviously saw the space, had support, and over he went. Goeie 3 van die agste man. Goeie beweging. Nou kan jy sien hoe sterk hierdie wind is. Die spoed opgetel. So Boyle. Nie die rigting gehad he. Maar Rondebosch boys nie die begin wat hulle voorgewag het. It's the mismatch on the peel against the 9. Duncan, het spel begin. Onder hom is dit ingewag. Hierdie voorspelers. Kirsten, goeie balbesit geniet. Nicholas Oosthuizen. Die skroom om die bal in kontak te vat en dan se Boyle. Skoppie deur gesit. Von van Zyl. Hierdie man moet jy nie tyd en spasie gee nie. Hy is sterk op sy bene. 2 Rondebosch spelers wat hom terug dryf. Wesi die 3 drukker, een van hulle.
Stadige balbesit vir Pringle. Maak dit 'n bietjie moeilik vir die aanval van die Hoërskool Nelspruit, maar hulle probeer moedig en hulle kom in die spasie. Dis wat belangrik is. Dan word die bal verloor in die kontak. Dan is Williams wat probeer wegbreek daar. Kirsten, goed gedoen, is 'n goeie loopie deur Spence. So Boyle die lang aangee aan die oorkant. En dan is daar so 'n bietjie obstruksie, maar die strafskop voordeel vir Rondebosch Boys is daar. Dit was die hantering van Hoërskool Nelspruit, verskoon my. Sien in die eerste helfte dat Hoërskool Nelspruit die oorhand gehad het as dit kom by skramtyd. As dit Williams, vlugvoetige heel agter van die Rondebosch. Rondebosch won't be too excited about this scrum based on what we saw in the first half. Ja, maar ook sal het gesukkel as dit kom by skramtyd. Sien as die plaasvervanger skrimskakel. Daniel Arendse nou op in die plek van Kirsten vir Rondebosch Boys. Toeskouers wat die rugby geniet. Ek so Stellenberg se ondersteuners wat wag vir hulle span om later hulle verskyning te maak. Hier aan die oorkant se paviljoen. Daar kom die strafskop weer deur. Ongedisciplineerdheid van Rondebosch High. Dis een van die fasette wat Hoërskool Nelspruit in beheer oor is. Die skramfaset. Well, begs the question, they say set piece wins you rugby games. Nelspruit dominating the set piece completely, well, the scrum at very least, but still trailing 22 points to 5. Rondebosch obviously managing that very, very well. Roberts agter in die lyn staan, werk het goed. Oh, die skeieregter wat sê dit skeef. Roberts gaan verskil saam met hom. En hy momentum net so bietjie weer gebreek van Hoërskool Nelspruit. Kwaza Gobinga op sy beurt. Sy suksespersentasie het heeltemal verbeter. Vinnige reaksie voor in die lyn staan vir Joshua Neal. En hier kom die Rondebosch Boys High. Rolmaal beweging wat hulle goed doen, wen hulle meters oor die veld. En dan is dit Nelspruit wat gestraf word vir die kant afkom. En hulle dissipline sal hulle baie fyn moet dophou. Hoërskool Nelspruit verloor momentum wanneer die strafskoptelling teen jou al hoe meer raak. Ethan Williams, interessant. Wat nie, ek wil kyk hoe ver hy die bal uitskop en skop hom sommer net die naby uit. Hy het die wind agter sy rug gehad, maar hy maak jy seker hy skop het uit. Dis belangrik. Gobinga agter in die lyn staan, kan hom nie skoon beheer nie. En as dit Nelspruit wat aangeslaan het. En lyk my dis die tema van hierdie wedstryd morgen. Hy kan net nie lekker aan die gang kom nie. Yeah, we've spoken about it at length. I'm not quite sure what it is. You know, one gets the feeling there's just something that Ja, vir my maybe you just need someone to take the ball or the game by the scruff of the neck. Vir my het dit te maak met selfvertroue.
As die selfvertroue daar is, sal alles in plek val, die vloei. Die besluitneming en die uitvoering sal in plek val, so Boyle, die binne, die buite. Is het genoem, hy is 'n loskakel wat daarvan hou om die kontaklyn aan te val en dan Nel, koppie opgelig en gesien die spasie vir 'n oomblik oopgegaan. Maar dan is dit die Rondebosch boys, hy wat van hulle voete af speel. And that's probably where the answer to your stop-start approach comes from. Rondebosch setting up a nice first target, forwards coming around the corner, setting up that second target. And just as you feel as though they're about to build some momentum, the penalty comes, they concede. And they got to rebuild again. This time the penalty is not out. And it's Rondebosch on the attack once again. Ja, nog 'n geleentheid vir Rondebosch. Om te kyk of hulle vir Nelspruit onder druk kan plaas. Arendse, die plaasvervanger skrimskakel op die veld. Damien Spence laat sy naam geld vandag. En dan se Boyle het gesien, daar's 'n oop kant aan die diskant. En net as die bal geplaas binne die speelveld. Die vraag is, was dit die regte opsie, Morgan? Hulle het so 'n bietjie kontinuïteit gehad. En ons praat van 'n span moet bou om in die wedstryd in te kom en hulle was stadig besig om te bou. And we also forget, this is the back end of what has been a very long tournament for some. Bodies, some tired bodies out there. Ja, dis ook nou weer waar. Dankie vir daai perspektief, Morgan Newman. Robertse. Voor in die lyn staan as die teken. Esterhuizen. Gele die bal lig. Oorskol Nelspruit. En dan is dit hierdie keer Rondebosch wat oortree. Onkant. As die rede, net die tydsberekening vir die verdedigingslinie, die lynspoed waar hulle opskiet. Die tydsberekening reg kry. Het vir ons geleer dat wanneer die skrimskakel die bal uitgee, daai is die sneller, Morgan. Wat vir jou die teken gee dat jy vorentoe kan gaan. Nelspruit. En dan hard kontak gemaak en die bal verloor. Goed opgetel deur se Boyle. Dit lyk belovend. Rondebosch. Kan hulle vir Nelspruit onverwags betrap, maar daar die lynspoed net te vinnig op se Boyle. Forceer hom weer terug in die verkeer in. En dan verloor hulle weer die bal besit. Dis die frustrasie. Beide spanne kan nie die vloei in hulle spel in kry nie. Te veel stophede wat plaasvind. Rondebosch backline set up for something exciting. They got to win the ball first. We know that scrum has not been their strength this afternoon. Ja, Matthew Galpin, die 3-drukker. Hy is uitgehonger om na die bal te raak. Kyk of hy die eerste ontvanger gaan wees. So Boyle en dan ingesny van agteraf. Bel word in besit betrap. En dan verloor hy die bal in die kontak. Of liewer op die grond, want hy hou die bal vas. Die ondersteuning te stadig om by te kom. Dis wat Nelspruit baie goed gedoen het. Hulle kompeteer op die grond. En dan die ongedwonge fout, Williams. Sy die grondskoppie deur en die bal gaan rol en rol. Skrimskakel wat in die raas moet skop, Liam Pringle. En Rondebosch sal voel hulle het Veerveld gewen. Yeah, massive net gain there from Rondebosch.
Eerste 20 minute in die tweede helfte amper verstreke, 20 wat nog voor lê. Gobinka in die middel van die lyn staan, gaan hulle en hier kom Rondebosch. Mislukte dryf maar beweging en Wesi die 3 drukker wat wegbars. Geel om te veel ruimte om te hardloop. Arendse reggemaak deur Oosthuizen. En nou is die ondersteuning daar, stadige bal besit. As die voorspelers wat dinge nou in beheer neem van Rondebosch en hulle kom in die optel en dryf aksie. Kyk of hulle daar die kontaklyn kan domineer en dan die strafskop. Nelspruit wat nie wegrol nadat hulle die duikslag uitgeoefen het nie. En Rondebosch wat vir my nie te lank vat om 'n besluit te maak. Wesi wat besluit kom, ons gaan kantlyn toe. Williams vinnig nader gestap. Ethan Williams, een van die opwindende agterspelers van Rondebosch. Yeah, looks as both teams happy to just wind down the clock. Still 20 minutes to play, lots of rugby still to be played. En hopelik kan 'n Rondebosch speler die vonk verskaf vir sy span. Kobinga. Goeie lyn staan besit en weggebreek deur Wesi. Op die einde van die dag verspot maklik daar deur Matthew Galpin. Druk sy tweede 3. Dit was daarom te maklik daar. Once again, we've seen it at length throughout this festival. That vacuum really being exploited by plenty of teams. And Rondebosch doing it so well against this Nelspruit side once again. Ja, Nelspruit net te stadig om te reageer op die vraag wat Rondebosch vir hulle vra. En Wesi die 8ste man wat net te veel tyd gehad het. Buite beeld het hulle hom vervang. En is 'n Boyle wat geen fout maak met daardie doelskop nie. Voeg hy extra 2 punte by. En soos jy genoem het, Morgan, die spasie net te maklik geskep en gebruik deur Rondebosch. Maar die Nelspruit span het nou iemand nodig wat hulle aan die gang kan kry. Duncan sit hom hoog hierdie keer. Rondebosch kan hom nie klinies hanteer nie. En hier kom Pringle met 'n lang aangee. Laat die bal deur die lug gaan. Dit lyk baie beter vir Nelspruit. Ruben Greef wat die bal in die kontak en vat. Stadige bal besit vir Pringle. Duncan. Eerste keer in 'n lang tyd is dit die voorspelers van Hoërskool Nelspruit wat in spel ingebring word. En dan is dit die Nelspruit speler wat sy been vashou. Seer gekry in die kontak. Yeah, never nice to see a player go down in agony the way he is, but I'm sure he'll get the best treatment. Ja, Morgan het vroeër melding gemaak van hierdie toernooi 4 dae lank. Die man het hulle lywe op die spel geplaas, soos moe lywe, seer lywe wat op die veld is. Spiere wat oor tyd gewerk het, so krampe en seer kry, kan aan die orde van die dag wees. Dit is die laaste dag. Maar toernooi soos hierdie is iets wat jy
nooit sal vergeet nie. Dis 'n ervaring wat verrykende gevolge het vir die wat deelneem aan dit. Baie van die spelers is hulle laaste rugby toernooi. Christian Viljoen het die bal in kontak ingeneem en die druk wat deurkom van Rondebosch. So 'n bietjie stres op hy spier gesit. Nietemin terug by die regstreekse aksie. Pringle en Duncan wat kyk of hulle hierdie span van hulle so 'n bietjie woema kan gee. Dis wat hulle nou nodig het, hulle loop agter met 24 punte. Nou 'n wonderwerk nodig morgen om hulle terug in hierdie wedstryd in te bring. Yeah, against the wind, going to be very, very tough. But there's also something to be said about these school holiday festivals, you know. Sometimes it's less about the score, more about the building blocks for what you're trying to achieve through the season. So finishing the last, whatever it is, 15 minutes on a high, playing the right brand of rugby against the wind, getting through everything you've trained is sometimes more important. Ja, en daar's 'n geleentheid aan die oorkant. Die speler wat die bal opgeraap het, Maboy gaan hy gekeer word, Maboy word gejaag, maar dis te laat. Shelvon Maboy wat daar die bal optel, soos 'n stroper wat gejaag word. En hy maak seker, hy rond af, 'n fout wat begaan was deur die Nelspruit span. Aanvanklik goed gedoen deur John Duncan die loskakel om die bal na die lyn toe te vat, maar daar die lang aangeen na Rian Botha toe. Het nie die hande bereik nie, aangeslaan en 'n opportunistiese geleentheid vir Maboy. Sy basiese vaardighede laat hom nie in die steek nie en hy naal vir al wat hy werd is. I'm going to say it again, Virgil, but it just feels like this Nelspruit side have been their own worst enemy. They've really, really had... Once again, it's a real error. It's a Nelspruit error that gifts Rondebosch that 7 points. The same with the try through the middle of the field that was picked up by the outside centre, Randall Davids. You take that 14 points away from the scoreline, then Nelspruit with a dominant scrum feel like they really could have been in it or a little bit for longer periods. Skielik is dit Rondebosch wat lus is om te hardloop. David Katima, een van die 3 drukkers, betrokke, Boyle. Nog 'n loskakel wat hy bang is om die lyn aan te val en hy breek die lyn in daardie geleentheid. Ons het Arendse, bietjie voorvoetbal. Dit lyk stukke beter vir Rondebosch. Sekwasa Gobinga. Ongelukkig verloor Gobinga die bal in die kontak. En Rondebosch wat hulle plaasvervangers nou op die veld opstuur. Lyk soos 'n boy die loskakel wat vervang word. En nommer 22 Sebastian Boshoff. Daar die Sarsie spel het stukke beter gelyk. Sien as die akker van Rondebosch wat die bal dra, maar verloor hom in die kontak. Een facet waar Nelspruit koning gekraai het, is die scrum facet. Rondebosch was by tye onder druk gewees en die balkwaliteit nie so goed soos wat hulle sou graag wou gehad het nie. In hierdie geval skeiedsregter in 'n raadgewende rol. Praat hy saam met die voorrye, sê manne kom, ons moet ons tydsberekening reg kry.
Dingley, skrimskakel van Nelspruit, uitmoedig probeer. Duncan weer vlak. En val hy buitekantse spasie aan Pretorius. Al die bewegings, maar die help jou niks as hy nie oor die voordeellyn kom nie. Ethan Esterhuizen uitprobeer. Staan, kry Duncan die bal. D'Angelo Roberts word in besit betrap. Van die rigting Nelspruit. En 'n aggressiewe verdediging deur Rondebosch wat dinge moeilik maak en dan die skeieregter wat vinnig op sy vletjie blaas. Hy lyk so 'n bietjie bekommerd oor een van die Nelspruit spelers. En Rondebosch wat buite beeld 2 paar plaasvervangers gemaak het. En soos ek en Morgan Newman gepraat het van die vloei van die wedstryd kon net nie heeltemal in die gang kom nie. Aan beide kante. En daar's 'n paar redes vir dit. Besluitneming, afronding. Dit was die 2 grootste sondaars aan beide kante. Die spelers binne op die veld doen baie moeite om hulle skool te verteenwoordig by die NMI Toyota Noordsuid rugby toernooi 2025 weergawe. En hierdie week hulle beste gegee. En ek glo die afrigter sal gesê dit, manne, kom ons los alles op die veld vandag. Ons gaan nie weer geleentheid het hierdie jaar om in hierdie toernooi te kan meeding nie. So kom ons gee ons alles, kom ons gee ons beste. Daniel Arendse vinnig. Onder druk is dit Ethan Williams en dis goeie druk van Nelspruit. Hy laaste aangee wat net nie na hand toe kan gaan nadat hulle die goeie werk verrig het nie. Sebastian Boeshoff, die plaasvervanger loskakel, hy was onder groot druk met hy lynspoed van Nelspruit wat deurgekom het. Ethan Williams uit weer die taak om die lynskop waar te neem en is 'n briljante skop van die jongman Ethan Williams op die hele agterlyn wat nou vervang was. Boeshoff eis in die plek van Seboil. Seboil vir my nie te sleg gedoen nie. Paar geleenthede die lyn goed aangeval, 1 breekslag gehad. Harry Seboil van Rondebosch. Weer eens in die middel van die lyn staan. Nou is akkuraatheid baie belangrik. Hulle kry daar die vorentoe momentum, maar die bal besit Arends, die fop aangee. Hy het die doellyn geryk, hy het hom gesmaak, hy het hom geproe. Kon net nie oorkom nie. En nou word daar oorgeduik vir Rondebosch. Uiteindelik, na soveel probeersla, is dit Daniel Nicholas Oosthuizen, die slot wat oorduik. Uiteindelik word Rondebosch beloon. Verskoon my, dis Conor Arbuthnot, die plaasvervanger. Referee puts his hand out for the advantage, and then it's just the big boys from Rondebosch catching Nelspruit somewhat asleep, diving at the try line, and over they go for yet another score.
And that's now a very, very comfortable 47 points to 5 lead with 5.5 minutes to play. Rondebosch on that occasion just too strong. Number 20 Connor Arbuthnot putting down the 5-pointer for Rondebosch. En hier kom Rondebosch baie gevaarlik na die agterlyn beweging. Gesny die los op flank Andre Parello. Hy het baie goed gedoen. Boshoff op sy beurt het hy gesien daar's baie spasie en die bal gejaag. Maar het lyk of iemand voor die bal was. Not quite sure what the penalty is for, but nonetheless, play continues. Nelspruit now looking to want to pick up the pace of the game in the last couple of minutes. Nelspruit met 'n bietjie meer dringendheid. Probeer laat die kontaklyn aanval. En hierdie man, Vian Lou, hy is van die uitstaande spelers van Nelspruit, maar daar slaan hy die bal aan. En Boshoff van 'n groot druk. Sit hy die skoppie deur. Nou is dit Williams en Key wat daar die bal jaag. Hierdie plaasvervanger speler van Nelspruit, al die tyd in die wêreld. En dan teen die kantlyn vat hy sy kans. Maar die kruisverdediging wat hom uitforceer. Morgan, dis nou die tyd waar ons moet praat oor die moontlike NMI Toyota man van die wedstryd. Sien ons Nelspruit se speler. Goeie hardloopvaardighede, maar nie te min beweegruimte gehad. Arendse Boshoff. Baie goed gedoen. Arendse verander van die rigting en Boshoff. Sy hantering om in die steek laat. Ongelukkig. En vir die soveelste keer is dit die vloei wat gebreek word deur 'n hanteringsfout. En soos ek vroeër genoem het, die twee groot sondebokke is die hantering en afronding en dan die besluitneming. En ons NMI man van die wedstryd vir hierdie kragmeting tussen Rondebosch en Nelspruit is niemand anders as Joshua Neal nie. Plaasvervanger skrimskakel nou op die veld van Nelspruit. Miskien kan hy 'n ligpunt bring van Nelspruit. Hulle het moedig probeer, maar net in die algemene spel gesukkel. Moeilik gevind om maar die verdedigingslinie te breek van Rondebosch. In die eerste gedeelte van die eerste helfte het hulle dit verspot maklik gedoen met daar die eerste 3 en het gelyk of hulle groot probleme kon veroorsaak het vir Rondebosch. Ongelukkig net weggekwyn soos wat die wedstryd aangegaan het. Kamu Monkwe, die plaasvervanger, skrimskakel aan die plek van Pringle. Reguit gemaak deur Rian Botha, die groot binnensenter. En dan wys hy wat binne in hom steek, Rian Botha. Rondebosch moet die speler los en dis waar hierdie tempo nou gelig moet word. As geen dringendheid by Nelspruit nie. Kamu Monkwe, bal in die hand. En dan weer eens, lynskoppe nie suksesvol nie. Die boksprang, doen die skade, Caleb Bell. Twee Nelspruit spelers wat vir hom plat trek, Arendse, Boshoff, Worslaan aangee na Moshwangere toe. Spreiding baie goed hier aan die kant van de Rondebosch.
Binne buite verloor hy die bal in die kontak vir die soveelste keer. En die balhantering teleurstellend van beide spanne. Miskien is die manne bietjie moeg. Miskien is die fokus en konsentrasie bietjie uit. Maar met 30 sekondes oor in hierdie kragmeting, die speler aan die oorkant om seer gemaak. Is dit Selwyn Maboy die 3-drukker? Is David Kadima. Dink hy die tweede 3 gedruk, seker die mis het vir Rondebosch. Kadima wat homself beseer het. En daar die kontaksituasie. As sien ons van die toeskouers wat hulle weggebaan het, hier na die Markotterveld toe. As hy behoort die laaste skram van die wedstryd te wees. Al wat Boshoff hoef te doen, is om die bal uit te skop. Indien hulle balbesit wen, Kamo Monkwe, geleentheid om te voer vir die laaste skram van die wedstryd, opgetel. By die basis is dit Van Zyl. En dan verloor hy die bal in die kontak in, maar die strafskop voordeel is daar. Onwettige skram deur Rondebosch. Opsies. Van Nelspruit en dan so 'n bietjie besluitloosheid, die man wat verantwoordelikheid wil vat nie. Mutinkwa. Ingesny die Reins. Loop hom vast in Rondebosch se verdediging. Ankofori. Monkwe. En Nelspruit. Vinnig gespeel Monkwe. Nou lig hy die tempo. Pringle. En reguit gemaak. Dis wat die heel wedstryd afwesig was. Pretorius. En Nelspruit sal hulle self die vraag afvra, waar was die kreatiwiteit heel wedstryd? Die Nico Silubane, die 3-drukker van Nelspruit. Eindig die kragmeting af op 'n hoogtepunt, Morgan Newman? Yeah, some light at the end of the tunnel here for Nelspruit. Not the ideal performance, probably their own worst enemy for large patches, but nonetheless, having the final say at 47 points to 12. It's Rondebosch who are victorious. Ja, ons gaan net gou vinnig vir 'n advertensiebreek. Bly ingeskakel vir die man van die wedstryd net hierna.